Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige donderdagoggend. Ons lees vanmôre verder in 1 Korintiërs by hoofstuk 11. Nou hier het 'n situasie ontstaan waar daar verdeeldheid gekom het tussen die Korintiërs en Paulus spreek hulle baie ernstig aan. Dit het gekom by die gebruik van die nagmaal. En Paulus sê vir hulle, maar as julle julleself vooraf ondersoek het, sou dit nie gebeur het nie. Hy gebruik die woord in vers 17, ek wil dit vir jou lees. Hy sê, ek vind dit nie prysenswaardig nie. Elkeen behoort homself af te gevra het. Sit ek hier met die regte gesindheid? Wat is my motiewe? Wat wil God? En tot wie se eer doen ek dit? En ek dink dis 'n vraag, geliefde, wat ek en jy in elke lewenssituasie behoort te vra. Kom ons gaan lees hierdie teks vanoggend. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. Die vorige vertaling sê, as ons onsself reg ondersoek het vooraf, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. En dieselfde is natuurlik waar met alles wat ek en jy doen. As ons net ons eie motiewe eerlik voor die tyd ondersoek, geliefde, sal ons onsself ongelooflik baie hartseer spaar. As ons net kan leer om hierdie vraag af te vra, voordat ons enigiets in die kerk, maar ook in die lewe van elke dag doen. Hoekom doen ek dit? Vir wie doen ek dit? Wat is my motief? Wat wil ek bereik? Maar ons doen dit gewoonlik nie. Eers as dinge begin skeefloop, dan begin ons na oorsake soek. Waag dit vanoggend om jouself te ondersoek. Vra jouself die vraag af en antwoord jouself eerlik. Soek jy regtig die wil van die Here? Soek jy die eer van die Here in alles wat jy doen, dink en sê? Is die Here se wil jou alles oorheersende motief, dat die Here deur jou optrede gedien en geëer mag word? Gaan oor daai 3 goed. Here, laat U naam, U wil en U koninkryk vir my die belangrikste is. Nie my naam, my eer en my koninkryk nie. En as dit waar is, sal jy minder in die moeilikheid kom en nooit onder die oordeel kom nie.
Here, ek maak so maklik verskoning vir myself. Wys my of my gesindheid reg is. Lewe ek regtig tot U eer en volgens U wil? Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n wonderlike dag hê.